Dit is koringplantyd, nee. Jy is bekommerd oor die koue, jy is bekommerd oor die siektes, jy is bekommerd oor 'n klomp goeters. Okay, ek praat hier met Dawie, hy gaan my 'n bietjie meer vertel, net, wat is die verskillende risiko's op hierdie stadium en hulle Istordo, nee, vir een van hulle. Is dit nou 'n koring wat actually die mas kan opkom, en tot wanneer toe kan jy hom nog actually in die grond sit? In plandigtheid. Ek en hy stem nog nie heeltemal saam nie, maar kom ons kyk of hy my kan oortuig. Dawie, hoe lyk dit? Nee, goed en jy, Andre. Wat doodstil, rustig. Ja. Man, kyk, hulle sê mos daar's net een konstante in moeder, daar's altyd een van 'n vorm van moeilikheid, nee. Nee, dit is so waar, ja. En as dit die slag goed gaan, moet jy baie bekommerd wees, want hier kom een of ander dingetje. Dit is presies net so. Ja. Luister hier, okay, ons sit nou hier, vandag is die 1 Julie, Ja. nee? Ons nou net vir die ouens 'n mooi tydlyn kan gee hierso, nee. Okay, so ons is nou midplantseisoen op die besproeiingskoring en al hierdie tipe van goeters. Nou sit en wonder ek nou, kom ons sê nou, ek het nou klaar, vir ouens wat nou klaar Istordo gekoop het, nee? Julle sê 75 kg per hektaar. Maximum, ja. Nee, maksimum, Maximum. nee. My kop sê 120 kg per hektaar. Ja. Ek is bekommerd, hier's nie koue, want dit lyk nie of hy baie koue gaan wees, die tipe van goed nie. Nou hoe maak ek? Nou plant ek om 75, nou stoel die ding nie, nou wat nou? Ja. Nee, ja, kom ons begin met die stoelproses en stoelvermoë. Die koring word tradisioneel Argentinië en Brasilië word hulle droëland aangeplant. Minimale besproeiing, indien amper niks nie. So die koring het 'n baie aggressiewe wortelstelsel. En dit bring ons ook sommer by die groeiwyse. Hy groei glad nie soos die ander korings. Hy groei, as jy hom geplant het, dan raak almal bekommerd. Hy groei plat, maar in daai proses Stel vir jy het vir hulle elmgras gegee. Ja, ja. Veral die eerste jaar toe is die koring, ons baie, hoor jy, ek weet nie of hierdie ding dit gaan maak, julle moet kom kyk, maar die koring gebruik daai, hoe sê jy, early days, om twee goed te doen, wortels te groei, en natuurlik om klaar te stoel. Omdat hy, sy genetika, het hy nie koue nodig, sodat ons nou maar altyd in die verlede, ons bewag vir 'n kouetjie, en dan stoel die koring beter. Ja, my pa het my geleer, luister, die koring het geen in wat, hy het so 3 dae minusse nodig om te aktiveer. Ja, nee, dit is nie meer nodig nie, op hierdie kultivar, ons het 2 kultivars, Of is dit omdat hy oop is, vang hy die bietjie koue wat daar is? Dalk 'n bietjie meer. Ja, maar nietemin, hy stoel baie goed. Ons het die bewyse vir dit teen 75 kg per hektaar maak hy Ja, maar hang eers vas, jy sê nou bewyse, nee, ek weet hoe lank is die Istordo nou al, ek meen, ek ken hom nou, wat 2 jaar wat ek weet van hom. Ja. Hoe lank is jy al besig met hom? Ons het hom, kyk, hy kom nou basies, definitief 8 jaar terug het ons die 8 jaar? Het ons die eerste proewe, ons het dit, ek is amper 9 jaar betrokke met proewe plant op die koring. Ons het die eerste jaar 8 kultivars geëvalueer en die 2 kultivars is al wat volgens ons standaarde deurgegaan het. Dit gaan oor groeilengte, maar definitief opbrengs en dan het ons gekyk na siekteweerstand ook van die begin af. En ja, so ons het nou... So jy is met daai plantestand, as ons net kan hou by die plantestand vir 'n oomblik, jy is met daai plantestand deur jare wat nie soveel koue gehad het nie, en dis hoekom jy vir my kan sê, die ding, dis nie net die afgelope 2 jaar wat jy vir my sê, nee, moenie worry nie. Nee. Nee, kyk, die GWK-proewe loop al 5 jaar wat ons het fisies daarin het, dis behalwe ons eie proewe. En so terloops in die GWK-proewe, as jy al die proewe bymekaar gooi, lê ons kultivars eerste en derde. In ons eie proewe is ons plan dit ook teen ander oppositiekultivars om te sien waar is die vlak van opbrengs. En ook dan die groei tempo en al die goed wat gepaard gaan met koring. So in die GWK-proewe lê Istordo eerste nou vir 5 jaar. Ons sal Desember nou 6 jaar data hê van GWK af, dis sonder ons eie proewe. So ons het nou al alles deurgekyk. En in die proewe plant hulle hom ook nie so dig nie. Ons het die eerste jaar 75 kg aanbeveel en ons het laas jaar van 2 jaar terug af het ons vir hulle gesê plant laer, as dit 60 kg is, Jy is nou die eerste saadsmous wat nou vir my sê ek moet minder van jou saad plant, nee. Ja. Maar my kop breek. Ek kan nie, iets wat ek, maar okay, kom ons sê, ek hou nou van die Istordo, nee, en ek koop en ons sal nou by al die ander goed kom, die siekteweerstand en al daai goed dan, nee. Ja.
Ek kan nie my kop rondom hierdie 75 kg dink ek kry nie. Ek sê vir jou man, luister, ek worry nie oor die R600 'n hektaar ekstra nie, maar ek sien dit eerder as versekering as ek nie koue kry nie. Kan ek om 100 kg 'n hektaar plant net al is dit om my eie gewete te sis, nee, en dan slaap ek beter in die aand, Ek hoor. nee. Gaan dit 'n effek hê op die koring negatief of nie of ja, kan ek hom maar so plant of moet ek by die 75 hou? Nee, die antwoord is jy kan basies maak soos jy wil. Maar soos ons net gesê het, daai proses in die begin wat hy klaar stoel, soos ons sal dit net by ek sal dit net aanhaal by die koue, maar kom ons verduidelik eers gou. Hy stoel klaar en hy kom 'n bietjie later in vlagblaar stadium. Maar teen daai tyd het hy klaar gestoel en dan kry jy ook 'n meer gelyk. Nou die hoeveelheid as ou die halm sou gaan tel, baie kultivars gee so 5, 6, 7. Ons kry gereeld 9 halms per pit wat geplant is. Daar is meer as dit al, maar kom ons praat standaard op 'n land. Maar is dit dalk jy sorry, ek val jou nou in die rede. Ek probeer uitfigure in real time wat jy besig is om vir my te sê, nee. Ja. Jy sê hy kom langer in vlagblaar, beteken dit dat hy langer tyd spandeer in sy halmvorming periode? Dis reg, ja. Ja, so hy hoe kan ek sê, hy weet mos nou, die kultivar het 'n baie hoë opbrengspotensiaal en jy moet jou toele reg hê. Jou wortels is die belangrikste en dan natuurlik het hy die genetiese voordeel van die stoel. So dit maak dat jy minder kan plant, maar om jou vraag te antwoord, jy kan hom 75, 90, 100 plant, maar dis nie nodig nie. Maar onthou, nou is daar weer 'n ander kant. Onthou, hoe dikker jy plant, hoe meer plante daar fisies staan, is daar mos nou kompetisie, dan gaan jy minder halms kry per pit, kan ek sê. Maar dit kan ook gebeur dat jy 'n digter stand het wat nie noodwendig are dra nie, en dan maak jy eintlik die voordeel van swamsiektes meer voordelig vir die swamme. Soos Fusarium. Soos die ouens op die sojas plant 'n bietjie dunner en baie rye, net dat daar nie daai mikroklimaat geskep word nie, dieselfde tipe ding op koring. Die son is 'n goeie vriend aan die een kant, betreffende brand swamme dood. Ons kan nie beklei teen die klimaat as dit reënerig en wolkerig is nie, maar dan is dit nog meer belangrik dat jy eintlik nie daai verskriklike, ons soek are, ons soek nie blare nie. So You're a poet and you don't even know it, nee. Soek are, nie blare nie. Ja, want dit bring ons ook by die ander ene, die koring groei nie so hoog nie, so dit loop eintlik saam. Wat my ander vraag, okay, as jy sê, want dit was actually my volgende vraag, jy lees my brein nie so, nee. Maar as ek hom nou 'n bietjie dikker plant, nee, kyk, as ek hom ons dunner plant, dan sit ek met 'n sterker plant, per plant, dan nou soos wat jy met mielies kry, jy kry 'n dikker stam op die einde van die dag, en met koring is dit nou maar dieselfde besigheid, so wat jy vir my wil sê is, as ek gaan kyk na staan vermoë, is dit beter om hom 'n bietjie eiler te plant, dan kan ek kan daarom daai ene kan ek hom koop. Ja. Nee, dit is so, ons sê ek vir die ouens, dit is elke boer se eie persoonlike, ons kan nie, ons is nie 'n gifmaatskappy of so nie, maar mens moet, daar is 'n voordeel, 8 ton koring per hektaar, omdat hy so kort is, kan jy as boer sê, alright, hy is nie so hoog nie, so jy kan bespaar dalk in modus en CCC, maar hoër opbrengste moet jy spuit, hy kan omval, as jy 11 ton gaan stroop, dan gaan jy, en jy het glad nie gespuit nie, dan gaan jy dalk kry wat omval. So, jy praat van 11 ton wat dan nie so moeilik is om te doen met die ding nie. Ja, ons het mos nou gesien wat maak die koring met die Graan SA kompetisies. Ons het daar by Hannes by die wêreld mos daai 13,94 en by Johan Marie 13,4 ton gestroop. Alraai, dis nou uitsoek stukke. Ja, maar ek meen nog steeds, dit beteken as ek dan 40% swakker boer as daai, dan behoort ek kan by 10 ton uit te kom. Ja, die potensiaal is regtig op albei kultivars bo 10 ton, maar ons sê ook, ek het veral vir hierdie jaar vir ons gesê, via is realisties, kunsmis is duur, insetkoste is alles duur, die produkpryse is nie, so waar gaan jy spaar? Gaan op konservatiewe, gaan op jou LGO, langtermyn gemiddelde opbrengs, as dit 8 ton is, dan bemes jy vir 8 ton, en jy gaan vir hom, die koring sal dit vir jou kan gee. Maar vir die ouens wat wil jaag vir 12 ton, hulle kan dit doen, maar ek dink persoonlik hierdie jaar, speel veilig,
kry jou rekeninge betaal. Volgende jaar is weer 'n ander jaar, dan gaan ons weer. Dis mos maar 'n boerdery Ek werk. stem 100% Volgende saam. jaar is Moenie daai jy weet die groot ding is van besproeiingsboerdery ook, dis 'n baie lineêre ding, né? Nee? Ja. Kyk, onthou Droland is ek meen ons het dit nou weer gesien. Ek was op 'n plaas in die Wes-Vrystaat gewees waar ek meen die ouens bemest vir 8 ton 'n hektaar, né? Nee, 7-8 ton 'n hektaar. Daai ouens is besig om 11-12 ton te stroop, né? Nee? Want water is jou beperkende faktor. In besproeiingsboerdery bring ons alles mos nou, jy moet alles bring, veral in die Noord-Kaap, want jy kry niks verniet nie, né? So jy's op 'n lineêre trajectory, maar hierdie is dalk nou een van daai jare wat jy net sê, luister hierso, kom ek gaan nou maar eerder vir die 7 of die 8 ton Speel veilig. Met 'n boks kry ek dalk 9 ton gestroop, nê. Nee. Al maar 'n bietjie die grond uit van wat ek gehad het vorige tye ensovoorts. Ja. Maar dan maak dit vir my sin wat jy sê is ook hou dan jou plantestand 'n bietjie laer en trek eerder voordeel uit die ander komponente wat die kultivar het om vir jou te gee rondom dit. Dis reg. Nou oké, ander ding dan nou, nee, ons is nou by in July, nee. Ja. Nou hoor ek van die ouens sê maar ja, die koring word nie droog nie, nee. Nou is dit nie het ek actually dan nou nog tyd om die ding te plant, tot wanneer toe kan ek hom plant? Ja, kyk ons sy tradisioneel nog al die jare was die optimum planttyd van enige soort koring 15 Junie tot 15 Julie. Dit was maar die en die ouens het met die medium groeiers begin en dan eindig hulle met die kort groeiers. Dit was maar onthou hierdie is 'n ek wil amper sê 'n nuwe genetika koring, geteel vir baie hoë opbrengs en ook geteel vir baie goeie verskillende siekteverdraagsaamheid. Maar so ons het nou deur al die proewe wat ons gedoen het en die GWK proewe deur ondersteuning, ons sê 1 Junie tot 10 Julie is die beste planttyd vir hierdie korings. Jy kan nog na 10 Julie plant, maar dan moet jy weet jy kan dalk 'n dag of 2 of 3 tot 5 dae later stroop. Ons het tot 20 Julie is veilig. Ja. Ons het al ouens gekry wat 24 Julie geplant het en ons steeds 10,5 ton gestroop het. So, wat was hulle gewees? Lukhof area. So, ja. Daar's verskeie ouens. Kyk as jy hulle nou vat, ek vat nou Lukhof, hulle is dan so, noem dit so 'n week later as Vollards, nê. Nee. Ja. So wat jy dan vir my sê is dan wil jy daarom nie op Vollards, kom ons sê 20 Julie Vollards, daai gedeeltes, maar en dan maksimum daarso Douglas Prieska, daai gedeeltes 25ste, dan moet jy nou regtig nou bære nou maar die planter dan. Ja, dan sit nou regtig nou ver. Nee, dan moet 'n ou maar kyk na die korter groeiers. Maak nie saak waar jy nou van hou om dit te koop nie, maar dit is so maar veilig 1 Junie tot 10 Julie. So die stand het ook 'n voordeel. Die klimaat elke jaar verskil mos nou. So jy kan as ons 'n hittegolf kry byvoorbeeld in November, droog alle korings binne 2 weke af. Dis ons het nou 'n sprekende voorbeeld van reënerige weer en nie koue nie en nou stroop almal mielies laat al het jy 'n ultra vinnige kultivar. So klimaat het ook 'n groot rol. Dit kan nou ook omdraai as jy die hele tyd vogtige weer het van die hele November en selfs in Desember, dan gaan alle kultivars maar sukkel maar om af te droog, maar die son weer eens hy is ons vyand, maar hy is ook ons vriend. So mens moet maar die jaar vat soos hy kom. Wat kan ons nou daarmee doen? Maar al het jy bietjie later geplant, die koring, jy gaan nog steeds jou tonne maat stroop. En dis wat lekker is aan die koring, hy het 'n baie hoë potensiaal. Ja. Jy as bestuurder bepaal daai potensiaal in 'n mate, maar dit het nou al gebeur. Die vorige seisoen al was dit weer 'n sieklike jaar, ouens wat vir 8 ton gestroop het en toe wel 9 ton afgehaal het. Nou dit bring ons ook outomaties by 'n ander punt wat die ouens sê dan kry hulle nie altyd graad op die want dis nou wat ek weer nou wil hoor, want ek meen dan veral as ons nou 'n bietjie gaan kom ons sê 'n bietjie sny op kunsmis. Ja. Wat ek skat almal mag gaan redelik doen. Ja. Dan kry ek nou daar op die einde dat hy half uit gooi uit hardloop. Ja. So
dit is so, as jy bemest vir 8 ton en jy stroop 9 ton, dan hardloop hy eintlik uit kunsmis uit. So dan kan dit gebeur dat jy plek so in 'n BS gaan jy 'n B1 stroop. Maar wat ons vir die ouens aanbeveel, soos die ouens ook die koring nou leer ken, kyk deur bemest vir wat jy wil. As dit 8 ton is, dan is dit 8 ton. Maar kyk dan hier op 'n laat stadium, al is dit in vroeg melkstadium, gee jy so 20 na 30 en jy kan meer gee, maar daar in daai omgewing. Dit gaan verseker dat dit wat jy wel daar het, of dit kan aanhelp dat jou gradering, dat jy nog steeds jou BSS kan kry. Maar wat dit bring ons nou terug, as jy 9 ton stroop teen 'n B1, is ons nou ver beter as 8 ton teen 'n BS. Maar daai klein bietjie, kom ons sê 30 en op 'n laat stadium. En ons het dit vroeër jare gedoen. Ons was tradisioneel op 'n 5-6 ton gemiddeld en toe skielik het die goed opgespring 7-8 ton. Ek praat nou van op besproeiing. Ja. En dan moes jy daai bietjie gee want dit het dieselfde effek gehad. Ons is nou weer daar, hierdie koring gee vir jou daai voordeel dat jy met die minimum insette dit wel kan bereik en nog ekstra. En daai is jou ekstra as daai bonusie wat jy kan. En ek meen op die einde van die dag, jou proteïnes is mos nou maar net kombinasies van stikstof, koolstof, waterstof en suurstof. Ja. Sien, ek moet net 4 gaan haal het, nee. So ek meen as jy stikstof ontbreek, die punt is dan kan daai proteïenketings nie vorm soos wat hulle moet nie. Dis hy. En so dis net daai bietjie te help om net daai laaste push te gee. Ja. Sê gou vir my, dan in terme van hoe skepel die ding, hoe lyk sy 1000 korrel massa en daai tipe van goed? Ja. Ag, om dit maklik te verduidelik, al ons koring het die etiket op en op dit staan die 1000 korrel massa is nou in Engels TSW, 1000 seed weights. Ja. So hierdie jaar het ons koring gewissel, die laagste was 37. Ja. 40. Dis soos hierdie ene, hy is 37, ja? Ja. 37. Dis nou 37 gram vir elke 1000 korrels weeg 37 gram. Dis ja. Dis reg. So 37, 40, 42, ons het self 47 gram gehad. So jy het 'n hoë 1000 korrel massa, so wat jy nou nog van my wil sê is ook nie net sê vir my ek moet 75 plant nie, jy gee nou nog vir my groter pitte ook, nou plant ek nog minder plante. Nee. Ja. Jy smokkel met my kop hier so. Ja. Maar is daar 'n effek wat julle gekry het uit die groter pitte uit, want hoekom doen julle dit so? Ja, ons is nou al 2 jaar erg besig met kyk, dit help nie, jy moet groei in jou gewas ook en jy moet vir die boer voordele gee. Die boer moet ons kultivars wil plant. So ons moet die inligting gee, so ons het proewe gedoen oor en ons is nog steeds, daar kom nou groot resultate nou Desember oor die pit wat verskillende pitgroottes en opbrengs en ook dan kom dit terug na aantal are per hektaar geproduseer. So dit is 'n baie groot voordeel as jy kan met minder saad meer are geproduseer kry. So ons kyk daarna, maar ons sal die Desember sal nou lekker wees dat ons die data het, maar ons het reeds al data, ons wil dit net weer nog bevestig en meer. Dan gaan ons kyk klaar na 'n paar goeters vir die toekoms, so nog so 'n bietjie geheim, maar ons werk daaraan want ons wil dit nog beter vir die boer maak. Hy moet graag dit wil plant en as hy daai sakkie by hom afgelewer het, dan moet hy tevrede wees en hy moet weet hy het die risiko's wat koring normaalweg het is dan so min as moontlik op sy plaas. Ek wil nou sommer op daai ding nou terugkom na die ding toe, nee, want en ek dink dis baie keer wat die ouens die punt heeltemal mis rondom die verskil tussen gesertifiseerde saad en terughou saad, nee. Ja. Die terughou saad is nie noodwendig slegter as die gesertifiseerde saad nie. Maar ek meen, hoe maak ek wat plant ek op die einde van die dag, nee? Want ek praat nog van jare terug, ons het saad teruggehou op 'n spesifieke kultivar wat jy nou nie meer kon kry nie. En ek onthou daar was altyd hierdie klein fyn pytjies tussenin gewees, dan sê my pa net, nee man, ons tot sommer net so 30 kg op, nee. Daar's hy. Maar ek meen daai ding, as ek reg is, ek het van jou verstaan, ek wil dit sommer terugbring mielies toe, want mielies kan jy baie meer visueel die effekte sien, ja, rondom, as jy
hoe kan ek sê, as jy digter plant op mielies, sit jy met klein om amper sê spriete, Plantjies, ja. klein plantjies wat amper meer 'n spriet is wat dit 'n plant is. Dis reg. En daai ding dra nie, maar dis kompetisie vir die ouens rondom hom en so. Maar visueel sien jy dit nie noodwendig op koring so seer nie. Waar jy vir my sê is kom ons kom terug na die ander beginsels toe, maak seker dat jy 'n groot put plant. So al hou jy saad terug, maak seker dat hulle ordentlik skoon gemaak word iewerster, laat jy jou 1000 korrelmassa moet so hoog as moontlik wees om hierdie goeders deur te trek. Ja, dit is baie belangrik. Ons kyk daarna, soos ek gesê het, daar is 'n korrelasie tussen groot gesonde pitte. Met ander woorde, jy kry groot sieklike pitte of jy kry ook verkrimpte pitte, maar die bottom line is jy moet kwaliteit plant. Dan kry jy maksimum halms wat vir jou maksimum opbrengs gaan gee. So ons om nou terug te praat oor terughou saad, ons het 'n spesiale produksiespan wat ons koring ons nou vermeerder en ons voer die basissaad in en dan vermeerder ons die saad. So daai basissaad is die beste. Om dit maklik te verduidelik is amper soos aardappels. Jy het mos nou F1, F2 tot by F6. Maar as jy nou 'n goeie boer het en jy's nou in by die aardappelman en dan kry jy dalk 'n F3. So jou virusse en swamme is min. Maar as jy nou 'n F6 plant, dan moet jy maar weet jy gaan spyt hoor. En dis maar dieselfde met koring. So ons probeer dan nou die beste kwaliteit vermeerdering doen, maar saam met dit loop daar ook die kwekers is nie maar net 'n ou wat jy om die hoek gryp. Dis ouens wat 'n hele rukkie saamkom. Daar's baie reëls en regulasies, daar's inspeksies. So die land waar jy dit gaan plant moet goedgekeur word. Dan terwyl die koring groei word daar tot 8 landinspeksies gedoen om te seker te maak dat daar nie iets verkeerd is nie, siektes, allerhande goedjies wat mag opduik. Nou kom ons sê daar pop nou vrotpotjie uit argumente om dalwaar, dan stroop jy nou maar net so rondom hom en vat julle die res van die goed. Nee, kyk, hulle doen 'n hele evaluasie van die hele land. Ek wil nou nie te veel van hulle goed nie, maar op die einde as dit so kom dat die land nie volgens die standaarde, daar is minimum vereistes. Ja. As hy nie voldoen nie, word die hele land afgekeur. So Dan is dit so. dis verby. Ja, so dit help ook. So die fokus het baie soontoe geskuif in terme van al ons gewasse, maar soja spesifiek en ook die koring om die beste produk te probeer in die sakkie plaas vir die boer. En ons sien dit en ons sien die opbrengste is baie stabiel en ook ons kry daai hoër opbrengste. So die planne vorentoe is om nog 'n stappie verder te vat. Ons het ook hierdie jaar ons behandeling verander. Ons het die vorige 2 jare was ons op Dividend Extreme en ons is nou op Evergold, want die voordele op die Evergold, ons het dit ook getoets eers voor ons dit gedoen het en ons het gesien die effek is baie beter. So dit kom ook by vir die boer, so hy kan eintlik maar net in die planter gooi. En die planter gooi en gaan, nê. Nee. Dis reg. Okay, nou kyk, ek weet die video raak nou lank, maar hulle moet maar geduldig wees met ons. Ek het jou nou, jy trek nou vir jou leeg, nê. Nee. Dis reg. Okay, ek sien net so vinnig hierso, nê. Nee. Terwyl ons nou gepraat het, wat ek nou sommer net gepraat het van die vrotpotjie, nê. Nee. Hierso het julle 'n ding van, ek sien nou maar net daarso is vrotpotjie en hierso nee, ek neem aan hierdie is die Stordo hier langs aan en hoe julle by die vrotpotjie en Fusarium, hoe lyk sy siekteverdraagsaamheid? Ja, kyk daai so 4 jaar terug was dit mos 'n verskriklike Fusariumjaar. Verlede jaar was ook eintlik maar 'n Fusariumjaar. En die ouens plant tradisionele gars om van vrotpotjie vir al die vrotpotjie. Ja, want dis die safety. En ons het nou gesien wat maak die Stordo deur daai veral in Valarts area het glad nie die Stordo geplan nie. Hy het selfs beter as die gars gedoen in dieselfde omstandighede. Maar ons het die toetse gedoen 4 jaar terug in daai Fusariumjaar en dan het die Stordo 0% getoets waar oppositiekultivars 9 selfs tot 11 reg langs mekaar. Ja. En dieselfde met die vrotpotjie. Daar's monsters getrek in lande wat besmet wat hulle weet is vrotpotjie vlakke is hoog en
daar het ons die foto's geneem, Istarde teenoor ander cultivars. So dit is die bottom line is hoe ons dit bemark is soos dit hier so staan, sit die wins terug in jou sak. So die cultivar verleen dit. Ons is baie bevoorreg om die cultivars te kan hê wat dit kan bied, want baie keer as jy hoë opbrengs het, het jy maar eintlik 'n sieklike ding. Ja. Dit is vir baie gewasse, maar hierdie ek dink die voordeel is omdat hy daai gehardheid het van die droëland omstandighede en nou plant ons hom besproeiing en hy doen soveel goed want nou het hy dan soos jy sê, jy het nou vir hom alles aangedra, nou vat hy dit en hy groei. So dit bring ons ook, hierdie cultivar is uitstekend vir droëland. In die Weskaap plant hulle hom en hy selfs nou hierdie jaar het ons nou baie ons in die Oos-Vrystaat wat hom nou droëland gaan aanplant. So hy is 'n all-rounder. Jy pas hom net aan by jou. So ouens wat dalk nou nog 'n winterkoringkie of iets wil doen, vog het en hulle wik en weeg, ek meen hulle is almal nog besig om te stroop. Ja. Kan kyk na hom. Ja nee, hulle kan nog gemaklik kyk na hom. Ons het nou basies nog kom ons sê dan nou maar maksimum 3 weke oor, maar 2 weke van nog lekker plant. Dit lyk daarom die reën gaan ons nou kans gee. So ek dink die ouens kan nou maar laat loop. Het julle nog saad? Is op die nerve, maar ons het nog. Ons het Soms op pellet of wat? ja, ons is baie bekommerd. Dit lyk ons gaan totaal uitverkoop. So die ouens moet maar net as hulle dink aan moet hulle maar net gespring baie en vinnig. praat. Ons het strategies bietjie by van die koöperasies het ons bietjie besending voorraad. So ek sal aanraai as jy ons nie die agente ken nie, ons het agente in die veld. Bel jou koöperasie, hulle gaan baie vinnig ons stuur. Ons lewer af. Dis glad nie 'n probleem nie. Dis hulle. Ons vat hom tot by daar waar hy moet gaan. Uitstekend, Davie. Dankie baie. Right, so nou het jy 'n koringles ook sommer gekry, nê. Nou kyk, ek's nou tipies boer. Ek gaan nog hierdie 75 kg ding breek nog my brein, nê. Maar alles wat hy sê maak 100% sin. Ek dink veral in 'n jaar soos hierdie, feit dat jy groter pitte het, hy spandeer meer tyd in daai halmfase en hulle sê ons gaan nie hierdie jaar so baie koue nie, so hierdie jaar gaan ons sien, nê. Kom hy die mas op of kom hy nie op? Ek dink ek gaan vir hulle kom kuier daarso. Nou so hier Augustus maand, dan gaan ons bietjie halms tel. Nee, kyk ons het doen die ding. Maar linkjie bo of hier onder, kom met hulle in kontak. Daar's nog tyd oor. Dan kan jy 'n stukkie koring in die grond sit. Dis die van Farm Spice af tot volgende keer. Groete.